be. To the angel of the church in Sardis write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name that you are alive, but you are dead. Wake up and strengthen the things that remain, which were about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. So remember what you have received and heard, and keep it, and repent. Therefore, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what hour I will come to you. But you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life. And I will confess his name before my Father and before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Amen. Kijk, dat jullie weer herinner aan elke kerk, 7 kerke, 7 ontwerpelementen noem hulle dit in Afrikaans. De naam van die kerk, wat het beteken. Die titel wat Christus vir homself kies, 'n aanbeveling, kommer, 'n vermaning of bemoediging, belofte aan die oorwinnaar en weer oorheid om te hoor. Hou dit altyd in gedagte as jy die Bybel lees, elke iets beteken iets, né? Op die naam van die kerk, John het baie gepraat oor dit. Ek wil vir julle 'n bietjie geskiedenis gee van die berge hierso is forte gewees hierso van die Griekse tydperk en daai tipe. Ek sal vir die PDF stuur en lekker daarna gaan kyk, né? So die woord Sardis in Grieks is 'n eenvoud van onsekere terme, kan beteken verlore raak deur die antieke of verlore raak deur die verlede. Of ons kan kyk na die Sardius rooi steen. Dan het ek 'n skrif daarop, Eksodus 28, Openbaring 4 vers 3, waar dit in die Bybel gebruik word, né? Right, maar ek gaan nie op dit ingaan nie, so 'n bietjie agtergrond van Sardis. 700 jaar voor die brief geskryf het, was Sardis een van die beste stede in die antieke wêreld. Dit word beweer dat een van die oudste stede in Asië is. En dan het hulle mos nou gesê hierso, uit die wisse bestaaring gesê, so ryk soos Croesus. Koning Croesus was hierso baie ryk koning en dit was 'n gesegde in die ou tyd hierso. So ryk soos Croesus. Ons gebruik dit nou glad nie meer vandag nie. En dan natuurlik van hier af kom die Midas mitologie, omdat dit so 'n ryk stad was. In die Griekse mitologie was Midas koning van Frigië in Klein-Asië. Soos by die tyd aan die Sater. 'n Sater is half bok, half mens. Silenus en Dionysius, die god van wyn, het hulle Midas die kans gegee om te vra net wat hy wil. Die koning vra toe dat alles wat hy aanvat goud verander word. Hy het gou berou gehad oor sy wens en selfs sy kos en water in goud verander. En om homself te bevry van die betowering, het Dionysius om beveel om homself te gebad in die Poctolis rivier wat hier naby is. Daarna was die storie dat die rivier se sand goud was. So dis nou waar al hierdie mythes vandaan kom. Nou kom ons skynlik onneembaar. Nou ek het jou 'n prentjie daarop. Hierdie is van hierdie berge hier, omdat nou opgrawings doen. Dit was forte. En alles gedink hierdie forte kan nie gevat word nie. Sardis was geleë op 'n heuwel so wat 300 meter bo kan die vallei. Ou Sardis. Dit waarskynlik gelyk op die stad onneembaar was, maar die rotswande was van klei en konstante erosie en soms skrake gelos uitgebuit geword. Die vals vertroue in die onneembaarheid van Sardis het gereflekteer op sy inwoners. Vals vertroue voorkom siening of aanskouing sonder realiteit en 'n tekort aan waaksaamheid. Byvoorbeeld tydens die Persiese beleg 549 voor Christus het die Lydiese koning Croesus die 3 kante van sy stad wat rotswande was onbemand gelaat. Right, want hy gedink dit kan nie ingeval word daar. En staat gemaak hoe hy onneembaar afgaan. Na 14 dae in die beleg het Korus, koning Cyrus, 'n beloning beloof aan enige van sy manskappe wat 'n manier sou kon vind om teen hierdie rotswande op te gaan. Een van sy soldate, Herodes, let toe op dat een van die Lydiese soldate per ongeluk sy helm van die boog af laat val het. Hy sien toe die paadjie wat die soldaat gebruik om sy helm te knaal en so word 'n nalatige onbewaakte fout gevang. Die volgende aand gebruik hy toe die geleentheid om die rotswand te bestyg met 'n afweeringssoldaat en klim oor die onbewaakte mure.
So dit wat gebeur het, is dan baie opgrawings hierso op reg. Die mense van Sardes leer nie 'n les nie en 214 voor Christus het Pagaros dieselfde tegniek gebruik om die rotswande te bestuif. Jeugel het gesê, geskiedenis leer ons dat die mensdom niks van geskiedenis leer. En dis die kerk vandag. Wat is toepassing op die kerk? Die bewoners van Sardes is glad nie waaksaam. En is 'n bietjie Sardes se somber geskiedenis. 549 voor Christus word dit verower deur die Persiërs. 501 voor Christus word tot die grond toe verbrand deur die Ionese Ryk. 334 voor Christus gee op teen Alexander die Grote wat John ons van vertel het. 332 voor Christus word verower deur Antigones en 214 word deur die Seleukide verower en selfs later jare 1402 het die Turkse veroveraar Tamerlane maar die stad tot die grond te vernietig. So daar was niks oor. Argeologiese opgrawings het in 1910 begin, maar die stad self was eers klaar opgegrawe in 1958. Alright, so dis nou maar so 'n bietjie van sy agtergrond wat die naam beteken, Sardes. Verlore raak deur die antieke maak staat op iets wat jy nie op kan staat maak, kan ek dit so sê. Die titel van Christus. En dis vir my baie mooi. Aangesien dit nou vandag, julle weet wat vandag is vandag? Pinkster, wat is Pinkster? Heilige Gees. Ja, wat my woord Pinkster vandag? Pinkster. Ja. Ja, of Shavuot, 50. En in die Jode vier Shavuot, hulle weet nie eintlik hoekom hulle Shavuot vier. Maar as ons nou oor die feeste van God praat, het die eerste, wat is dit? Eerste 1, 2, 3, 4 feeste het reeds in vervulling gekom, waarvan Shavuot een is. En ons as kerk vier dit vandag. Die feeste is profeties. Dis God se feeste, is nie Joodse feeste. Ek is nie ou met feeste vier en 'n tabernakeltjies bou nie. Dit is net so interessant dat al hierdie feeste het in vervulling gekom behalwe die laaste 3 wat ook gaan kom. So hierdie is die Shavuot fees en wat ons dan nou vier is Pinkster, uitstorting, Heilige Gees, Handelinge 2. Presies op daai dag. Jesus is opgevaar, 10 dae het hulle gewag om die dood te trek en op die 10de dag het die 120 van hulle het God hulle bedien met die Heilige Gees wat so stomme van vuur op hulle gekom het. Dit reeds in vervulling gekom. Die Jode vier dit asof dit nog nie in vervulling gekom het. Hulle vier dit nie as iets wat in vervulling gekom het, blote ritueel. Maar vir ons het in vervulling gekom die fees voor dit, die fees van die eersteling Gerf. Jesus het voor God verskyn. Hy het met sy bloed betaal en ek en jy bring elke Sondag ons beste na die Here toe. Dan is daar natuurlik nou die Paasfees wat ons vier, opstanding, al daai tipe goed. Klaar in vervulling gekom. Nou is dit nog net wat die Basynfees voorlê, versoeningsfees en dan die Loofhuttefees. Basynfees is die fees van trompette wat hulle reken die kerk gaan gehaal word. As die kerktydperk verby. Die Here sê, van Shavuot, sê hulle nie is nog 5 maande tot die oes nie. Ons het 5 maande wat ons vir die Here oes gaan aanbring vir die trompettefees. En dan is dit die versoeningsfees, 7 jaar van verdrukking wat God die Joodse volk met hom gaan versoen. Ons gaan hulle oop maak. En dit gaan nie lekker wees nie. En dan is dit die Loofhuttefees of die fees van Tabernakels. Hulle vier dit, hulle bou vir hulle huttetjies en al die goed, maar ek en jy weet vandag, hy tabernakel binne ons. Maar hy gaan vir 1000 jaar op hierdie aarde regeer, en dis waartoe dit is. So die feeste is baie interessant. En is van toepassing in ons, en die opgewonde maak, is profetiese feeste, wat God ingestel het in die boek van Levitikus. So dis awesome. So die titel wat Christus gebruik hierso, Shavuot, uitstort na die Gees. Ou Testament het God se Gees net op sekeres gekom. Maar in die Nuwe Testament, deur dit wat hy betaal het in die kruis, beloof hy los ons nie as weeskinders nie, Johannes 14, hy beloof dit. Hy sal die ander enetjie stuur van die 3 en hy sal binne in ons kom woon, maar by ons, nie binne en by is te ver. Binne in ons kom woon, maar is dit nie wonderlik nie, as jy sy woord bewaar. As jy sy woord hoor.
As jy van Heilige Gees lees op 'n stadium in die Ou Testament en sê, hy is die enige wat in die stoffies gespeel het. Onthou julle? Waar staan dit? Spreek. Voor die skepping van die aarde al was hy daar in die stoffies gespeel. Waarom is dit? Kinderlik. Eenvoudig. Nou dink jy, as iemand die woord so bring. Heilige Gees het nie baie te doen met daai tipe goed nie. Hy is Heilige Gees. Hy was al die voor ons almal nie was. Hy is die wat sy Gees op die water gesloop het. Hy het die aarde in existence gespreek. Dis die krag wat in so kinderlik sag is wat hy kan wees. So is hy absoluut. Krag. Alright. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Hier praat hy met 'n kerk wat dood is. Ons kan nie kerk hou sonder God nie. Ons kan nie kerk hou sonder Heilige Gees. Ons kan nie bedien sonder Heilige Gees. En wat kan jy bedien? Baie ouens werk baie vir preker. Maar sonder Heilige Gees niks. Die woord moet bevestig word deur die tekens wat daar volg. Anders net 'n woord. Daarvan kan ons baie kry. Jesaja 11 vers 2 en julle hoor my baie dit sê, hoekom sal die Gees van die Here wees? Hy praat hy met Jesaja, hy praat God van homself. Hy praat hy van Jesus wat gaan kom. En hoekom sal die Gees van die Here wees? Die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterk, die Gees van kennis en vrees van die Here. 7 geeste van God. Openbaring 5 vers 6, lees ons weer van die 7 geeste van God. En ek sien en kyk in die middel van die troon en die lewende wesens, in die midde van die ouderinge staan daar 'n lam asof hy geslag is, Jesus Christus, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Yes, dis awesome. Wat ek sê, so baie denominasies en leiers is vandag ongemaklik met die Heilige. Heilige Gees maak mense ongemaklik. Dit maak godsdienst ongemaklik. Nee. Lof vir hierdie kerk. Wat is 'n lof vir hierdie kerk? Niks. Ja. Een van hulle het ook niks gekry. Geen lof. Baie nice geboue. Baie als. Teologie is perfek. Maar geen lof. Want hulle doen dit sonder hom. Kommer. Ek ken jou werke dat jy die naam het jy leef, maar jy is dood. Naam is die Griekse woord onoma, 'n etiket of 'n label. Ek het die label wat ek 'n Christen is, maar in my lewe is dit dood. Dis hartseer. Sar is die etiket wat hy dra dat hy lewe, maar hy is dood. Hebreërs 6 vers 1 en 2 is vir my baie mooi. Toe Martin Luther weggebreek het van die Rooms-Katholieke Kerk, het die volgende ingeskop. Hebreërs 6 vers 1 en 2. Die kerk het begin op 12 as Christelose kan wys. Paulus, Handelinge Kerk, Efese, aan die gang gevolg. Maar later selfs wat Paulus siek vir die nou. Dieselfde ou sê die 'n lappie kon gee en ek kan haar bid en dan word mense gesond. En so die kerk afbeweeg. 2, 3, 4, donker eeuwe, tot 1517, waar Martin Luther 'n ontwaking kry, toe hy op sy knieë in 'n kerk in Rome bid met die beads. Toe hoor hy iets wat hom sê, hoor jy kan my nie dien deur dooie werk nie. En hierso skop hy weer 6 vers 1 en 2. Daarom moet ons nie bly by die begin van die predikant van aangaande Christus nie, maar aan die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente lê van bekering uit dooie werk, die een Martin Luther het geskryf. Geloof in God hê, nee, leer van die doop, sê die ou vertaling, maar dit is eintlik die doctrine of baptisms, meer as een doop. Maar vandag, jy kry die waterdoop, dan kry jy doop in die Heilige Gees, jy kry doop in bloed. En die handoplegging, hande opleg, opstanding van die dode en die ewige oordeel. So dit is vinnig gehou. Bekering uit dooie werke, Martin Luther kry die ontwaking. Geloof in God, John Wesley en sy broer, die losie beweeg aan op van 15 af, van 16, 17, John Wesley en sy broer, jy moet geloof in God hê, die aanspreek vanaf ons vir die evangeliste. Die leer van die doop, baptismos, doopinge, die baptiste onder Roger Williams begin agterkom, hoor jy ons die mense groot doop.
Dit was weggesteek vir 1000 jaar. Toe Konstantijn besluit, die kerk en Rome loop nou saam. Dit is alles dood. As jy daai prentjie sien, toe hy sy klomp pontifis, pontie wat sy wat al besluit het in daai vergadering, almal het sulke hoedjies gehad. Dis die ouens wat hulle priesters was in die afgodtempel. En hulle word nou almal Christen, met hulle rituele en hulle gebruik. En vir 1000 jaar, daar was Christen, daar was 'n goue draad op beweeg het. Hulle was gebrand op brandstapel. Gesê hulle is hekse. Hulle het in die Heilige Gees geglo. En dis alles toegesmeer. Gewone mense kan nie Bybels hê nie. As die ouens Bybels vertaal, word hulle gebrand. Nee? Hou hulle vas. Handoplegging, John G. Lake, met die draai van die 19e eeu, ek kan die ouens hande opleg. Kom agter die Jesusie, maar bid vir mense dan, die begin sê gebeur iets. En dan die opstanding van die dode, ons weet nie wat dit is nie, maar weet jy wat dink ek is? Daar word vir baie dooie mense gebid, en ons gaan op die meer die regte boek. Maar ek glo as die opstanding van dooie kerke, en mense wat in kerke sit wat dood is, wat nog nie die gees het nie, wat lewendig word. En dan die laaste ene, die ewige oordeel, Openbaring 12:11, die troon-oordeel. So die horloge is aan die beweeg, julle, ons is amper naby 12 alweer. En die probleem met 12 is, Handelinge, gelees wat met die Handelinge kerk gebeur. Hulle is bietjie vervolg, nie? Hulle moet bietjie besig wees. Hulle moet wake up, shake up wees. Vermaning, wees wakker en versterk die wat oorbly, hoe kind van besterwe, want ek het jou werk nie volkome vir God gesind, onthou dan hoe jy het ontvang en gehoor het, en bewaar het en bekeer jou, gelukkig, almal kan bekeer. Christene, hy skryf in die kerk, hy skryf nie in die wêreld, hy skryf in die kerk. As jy dan nie wakker word, sal ek op die afkomst asseblief, as jy nie weet wat die uur op die afkom, en daar het nou baie gepraat. Maar jy het enkele persone ook in Sardes vir die klere nuwe soek, weer die kleur. En hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wees wakker soos 'n dief, ek raai dit vir Petrus 3:10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. En dan in Tessalonisense sê hy vir ons dan, maar julle is nie in duisternis, dat hierdie dag is julle onverhoed soos 'n dief in die nag. Straf. Ons moet daai wees. Want julle Here, is dit vandag? As dit nie vandag is nie, maak nie saak nie, ek is besig met die werk nou. Die wegraaking teologie is nie, hoe sê die Engelse, an escape theology, it's a hustle theology. Jy moet wakker wees, wees wakker. Want ek meen, jou meester nou terugkom, waarmee vind hy jou besig? Jy moet opgewonde wees. Dis soos 'n ou wat hardloop, jy sien die eindstreep hier, ek het nog 'n kilo oor, ek kan bietjie oopmaak. Ek het nog bietjie oor hierso, né? So ons moet regtig uitsien na dit. Hier die verhaal van die 10 maagde, gaan lees het gerus dan Matteus 25. Daar was 5 wat deeltyd reg was. 5 wat nie. En nou bietjie dieper op het ingaan, wat ek nou nie gaan nie, maar jy sien dit se boekhoue. Al 10 het geslaap. Iemand het hulle wakker gemaak. Is die bruid slaap nie, die bruid is wakker. Maar ek gaan nie vandag te diep op dit opgaan. Dan lees het gerus self. Belofte aan die oorwinnaar. Die oorwin sal bekleed word met wit klere. Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Ek ken hom, noem jou by die naam, en jy is in. Wie oor het, wat hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ek gaan daar stop, julle, ek gaan vir die PDF stuur, daar is nog baie dieper dinge wat ek kan vandag. Maar vandag herdenk ons, en ons sê sy Here, dankie. Hy het net een keer nodig gehad, om uit die hemel met 'n geweldige rukwind te kom, en so stomme van vuur. Daarna het dit aanbeweeg met handoplegging. Nou is daar 'n skrif in die Bybel wat sê, moenie te haastig wees, om hande op te lees, iemand sê, ek wil nie om op my hande, ek wil baie kamp in die, een keer sê dan, maar jy gaan nie hande op my lees. Maar dis nie wat die skrif beteken nie. Die skrif beteken, moenie haastig wees om iemand in 'n posisie aan te stel wat hy nie reg is voor nie. Jy moet nie te vinnig 'n ouderling maak of 'n diaken nie. Môre drop jy.
vorige kerk wat ek was in Potchefstroom met iemand wat by ons kinderkerk gewerk het. Hy was te haastig aangestel. Toe ry hy deur een of ander landgoed se boomgates dieselfde op aan, want hy was gesuig. So hy was te haastig aangestel in die posisie, en toe sit nie hy nie, toe sit iemand van ons kerk wat dit doen, dan kry die kerk weer opstaan. Alright. So dis wat dit beteken. Maar deur die hande opleg kry mens die, en dis wat hy vir Timotheus gesê het. Timotheus, onthou dan hoe jy het ontvang het deur die hand opleg. Onthou jy? Dis jy het gekry het. So rarig, Heilige Gees is daar vir ons. Ons kan nie lewe vir God en bereik wat God wil hê ons moet doen sonder krag nie. Ons kan nie in ons eie krag, in ons eie vermoë, dis wat hierdie ouens gedoen het. Hulle het in hulle eie vermoë. Dit probeer, kyk die vorige kerk daar besense. Hier is die reëls. As ons hierby hou. Mense hou nie by die reëls nie. As nie hoe ek onthou as toe ek 'n kind was. As jy vir 'n mens moet sê, jy moenie, dan gaan hy. Een ou het dit getoets met 'n klomp seentjies. Hy sê vir hulle, hy kom kuier die middag, hy sê, hoorie, ek gaan vir julle in die huis in, julle kan almal hier agter speel, en ek gaan vir julle muffins en goeders maak, en sweets reg kry, maar asseblief speel, doen net wat julle wil, maar pas op net vir my vrou sit geen roosblommetjie hier. Pas op net hierdie roosie, en check hier uit hierdie venster. Kom maar oukies daar verby, tikkel hom, harte by hom, dan trappel hom stikkel. Dis die enigste wat hulle nie mag doen. Nou die wet was so, die wet het vir ons gewys, hoe ons kan dit nie maak. Ons kan dit nie maak, ons het iemand verloor. En om hierdie lewe heilig te lewe en te streef na heilig maak, het ons Heilige Gees nodig. Heilige Gees is ons beste vriend. Heilige Gees is die een wat ons die woord oopbreek, want sonder die oopbreking van die woord is dooie letters. Dit is sê, bring ons dan, die dooie letters. Dooie letters. Wil hierdie ouds ook nou kom? Dit was maar op die ouds. So, dooie letters. Ons het die lewe nodig, die Gees van God nodig. Ek sê altyd vir mense, Oud Testament, dispensasie van God, Nuwe Testament, eerste 33 jaar, dispensasie van Jesus Christus. Ons is nou al 2000 jaar in die dispensasie van die Heilige Gees. Heilige Gees het gesê, dat ons nie alleen ons die kerk op ons eie moet hou. Deur menslike intellek. Heilige Gees. Ingetap saam met hom. Afhanklik van hom. Amen. Join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un pilota soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a guidare l'uomo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd.
You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000